die reeds getranskribeerde weergawe van die radiodrama wat my pa later in 'n teksformaat oorgeskryf het. Dis toevallig my ma en pa se eerste koffieafspraak is dit waaroor hulle gesels het, was die storie. Chris het later 'n draaiboek geskryf en daarna is dit verwerk in 'n verhoogstuk. Ek dink dit was omtrent 1974 of 75 het ek Lafras Verwy op die verhoog gespeel. Die wonderlike ding van Chris Barnard se werk is dat jy al dieper en dieper krap en jy kry nog antwoorde. Eendag het ek op die teks afgekom in my huis en besef dis nog steeds geldig. Ek het 'n idee gehad, Simon gaan baie daarvan hou. Toe ek die draaiboek lees, gesien dat daar baie potensiaal is om 'n kontemporêre weergawe te maak. Die feit dat my pa by my kon staan, my kon help met die aanpassing, was ongelooflik. Daar's 'n oorbrugging tussen die ouer en die nuwe wat baie uniek is. Daar was nog nooit so 'n film in die land gemaak nie, sonder twyfel. Dit is 'n baie unieke film en ek was bevoorreg om daaraan te kon werk. Chris het dit in die 60er jare geskryf en hoeveel daarvan is nog steeds geldig. Dit gaan nog steeds oor korrupsie. Dit gaan nog steeds oor die stryd van die individu teen die massa, teen die bestel. Ek het by 'n ondergrondse organisasie aangesluit. Amper 8 maande gelede. Hulle het my kom vra. Toe sê ek ja. Ons gaan hierdie land oorneem, Petra. Ons gaan alles platvee. Al die vraatsugtige, korrupte groot. My pa is oorlede na vervulling en wat vir my baie moeilik was. Hy kon nie die finale produksie nie. Maar toe hy in die hospitaal gelê het, het hy kom begin vra oor Lafras en hy het my te vertel dat die oorspronklike titel was 'n man soos ek. Ek en my pa is ook baie dieselfde. So ek kon baie identifiseer met die hoofkarakter wat 'n hardkoppige kant het en ook 'n patetiese kant het wat saamgevleg is. Om saam met hom hierdie draaiboek te skryf en aan te pas was regtig vir my 'n uitdaging en 'n voorreg en ek het baie oor my pa geleer en hy oor my dink ek tydens die skryf. Die storie het my baie gefascineer want dit gaan oor 'n man wat in sy verbeelding lewe. En dit pas nie mooi in by sy werk nie en hy's baie begaafd ook want hy hoor die musiek wat niemand anders hoor nie. En die musiek wat hy in sy kop hoor sê vir 'n mens meer oor wie hy is as enigiets anders. Toe ek betrokke geraak het by Lafras Verwy, was die beelde reeds geskied. Ek kon dit kyk en dit is asof musiek alomteenwoordig is. Want Lafras se karakter sê sy kop is propvol musiek. Hy verwys baie na musiek. Hy verwys na eendag wil hy ook 'n klavier hê. Hy sing deuntjies. Hy praat van die tromboon wat stadig is en dis 'n bietjie soos hy en dan is daar ook die ratsfluit en dit is ook hy. En so musiek is 'n integrale deel van die karakter. Het is 'n baie universele storie. Dit kon in enige land afgespeel het. Die politieke klimaat was nogal interessant, want dit speel af in 2016. Dat Lafras wil so half hierdie opstand teweegbring. Dit was verbasend om nuus te kyk elke dag en te sien dat die goed wat pla baie mense. Wat baie goed is aan die draaiboek is dat daar heeltyd 'n onderliggende spanning is. So dis komiese eienskappe van die karakter, maar ook vreemde eienskappe, die element van fantasie en dan die onderliggende element van spanning. Vir my is die hele Lafras amper in 3 gedeeltes. Daar's aan die begin kyk ons na sy wêreld en ons is nie 100% seker wat aangaan nie. Dan ontwikkel hy 'n verhouding met Petra waar hy 'n klomp goed vir ons vertel en die storie begin ontwikkel en sy karakter al hoe meer ontbloot word. En die derde gedeelte waar ons uiteindelik meer musiek gebruik het as in enige ander gedeelte is waar die twee wêrelde in mekaar bots. Nou sien ons wat die werklikheid daarvan is en daar waar die spanning so opbou wanneer hy sien hoe sy wêreld in my oë uitmekaar uitval. So daar kan die musiek baie help om daai spanningslyne te ondersteun en op te bou tot die uiteindelike klimaks. Lafras, yes! Jy sal laat my hart gaan staan. Ek het nies. Wat?
Die hel is los. Jy... Wat gaan aan? Ek ken Toby my hele lewe lank. En dit het vir my dit baie maklik gemaak om saam met hom te werk. En dit het my nogal veilig laat voel, want dit was my eerste film. En hy was baie gespanne en ons was albei en ons kon mekaar help. Maar ons het gedink aan wie moet die rol speel en wie moet die rol speel en hierdie een moontlik en daai een moontlik, maar daar was niemand wat regtig jy weet hom kom aanmeld het nie. Ek het net besef dat Toby die geleentheid moet kry dat sy talent werklik gesien kan word. So die teks is baie verander, baie verwerk deur Simon, aangepas vir Toby. Die oomblik toe ek besef Toby moet daai rol speel, was dit vir my 'n helse deurbraak, want ek besef dis die man wat dit gaan regkry om Lafras tot sy reg te bring. Toby Cronje definitief tydens die skiet het hy Lafras geword. Moes emosioneel dele van my oopmaak wat ek voel sommer in die algemene lewe deesdae van ons begin skiet het, is ek vreeslik sensitief. Dit is vreemd vir my. Ek het altyd nogal gedink, hoekom lewe akteurs hulle so vreeslik in en neem hulle dit huis toe. Maar deesdae neem ek Lafras huis toe en ek kan dit nie help nie. Goed, ek het u gewaarsku. Wat maak jy nou? Ek roep sekuriteit. Ja, roep hulle. Maar ek sal sorg dat hy alles het, alles. Hy sal hom nie laat belaglik maak nie. Daar was vir my 'n verband tussen Lafras Verwy en Toby Cronje, want Toby is vir my die archetype van die hartseer nar. Daar's 'n tragiese kant en 'n komiese kant en 'n sielvolle kant en iemand wat baie begaafd is. Hy kon dit baie realisties uitbeeld. I'm asking you for the last time. Give up or we'll shoot. Ek gaan jy nie so maklik hoor nie. Nie so maklik nie. Dit is 'n tragiese komedie. So nou, kan jy met die musiek dit wat snaaks is onderstreep of nie? En ek het baie ander ekstra stukkies bygeskryf en dingetjies en uiteindelik het Simon Barnard so duidelik vir my gewys. Dit is totaal onnodig want is alles in die teks en ook alles in die spel van Toby Cronje. Van 'n land waar onbekwaamheid en nepotisme voorwaarde geword het vir sukses. Waar korrupte... Toby is seker een van die beste akteurs wat Suid-Afrika het. Hy is werklik 'n koning en hy klim regtig in die karakter in. So die pathos van die karakter is so daar. En hy bring die komiese wel in sy spel in. So dis nie nodig dat hy musiek te doen nie. Hy identifiseer met slagoffers en hy haat bullies. Kyk, Is jy ook in hulp? Ek sê julle kry hiervoor. Ek het nou genoeg gehad. Lionel, ek sal jou laat hang hiervoor. Ons in die kantoor is wel amper karikature op 'n manier. Dit is 'n heeltemal 'n ander ruimte as die tonele wat buite die kantoor afspeel. Jy gaan vir 'n rukkie met stil sit. Net totdat die stof gaan lê het. Maar nie vir altyd nie. Net vir 'n maand of 2. Wat hom uiteindelik definieer is 'n vrou wat in sy lewe inkom, wat hulp nodig het, help hy. Jy moet maar net sê, is daar nog Baie dankie dat jy my so help. Ag, nee, wat? Weet jy hoekom jy dit doen nie? Met die koms van Petra, die vroulike karakter, anker dit hom en dit bring hom aarde toe. Eintlik na 'n werklikheid wat wel mooi is, 'n werklikheid wat wel poëties is, maar 'n werklikheid waarvan hy vervreem geraak het. Op die oppervlak is hy Walter Mitty tipe karakter wat in 'n droomwêreld kort gaan. Vir my is hy 'n victim van sy eie gedagtes. Nou was die Secret Life of Walter Mitty 'n paar jaar terug. Dit was 'n big budget film. Maar wat die film dink ek gekort het, was die siel. Dit het Toby Cronje na die partytjie toe gebring. Dit kan jy nie met geld koop nie. Het is altijd lekker om samen met Toby te werken. Hij is geweldig professioneel en hij kent zijn werk, hij weet wat hij wil en hij doet dit. En het is baie makkelijk om samen met iemand te spelen wat weet wat hij doet, want jij volgt dat net. Ja, ons werkt baie goed samen. Ons het al die jaren al. Toby is net so amazing. Sy energie is net so wonderlik. Dit is altyd great om teenoor iemand te speel wat ongelooflik goed is. Dit maak jou werk baie makliker.
Die meeste van die tyd kyk ek net na hom en hoe amazing hy is en dan sê ek maar net my lyne. Toby is wonderlik. As dit by sy karakter en goed so, dit help eintlik my as Petra ook om so vinnig net in my karakter in te kom. Ek dink dit was vir Toby nogal 'n lekker om te kan 'n rol speel waar daar 'n ernstige kant is. En om 'n geleentheid te gee om iets te doen wat dalk vir hom meer uitdagend sou wees. Ek het 'n baie nou band ontwikkel met ons produksieontwerper Frans Loos. Ek en hy het geklik van die begin af, want hy het verstaan dat realisme vir my regtig baie belangrik is. En hy het Lafras verstaan, en hy het verstaan hoe sy woonstel moet lyk. En Riza Levy, wat die kostuums gedoen het dit ook verstaan. Hulle het 'n baie goeie verhouding. Riza en Frans het baie identifiseer met die hoofkarakter. Oral waar ons gaan, selfs die kantoor, die gange, dit vat verskriklike baie werk om iets wat lyk soos 'n gewone plek. Maar alles hier, selfs die ligte en hoe hoog hulle hang, als baie spesifiek. Die basis van alles is aardskleure. En dan stoot ons die donker kleure met jou diep die groene en nie die rooi. Gooi ons 'n bietjie in groot skaal. Dis 'n bietjie diepte wat jy optel dan in die ou argiewe waar hy is. En niemand ken die argiewe nie, want dit is sy plek. En dit is weer oud en vuil en dis ou 1930s, 40s rakke wat ons daar ingesit het. So dit is die ou gebou is die wêreld waar hy nie meer behoort by nie. Lafras's character is very much grounded in not caring about fashion, just about practicality and not standing out. We did also want to dress him in stuff that's been around for a while and not really shop for him for new things because we wanted his character to feel like his clothes has been on him for a while. Peloton, voor u sien u die veroordeelde. Ek weet nie wie van u se geweer die doodskoot bevat nie. Net so min as wat u weet. Sy naam is Leon Nel. Om die film 'n bietjie meer universeel te maak, het ek besluit om die soldate wat Lafras in sy kop sien, Britse SAS soldate te maak. Dit maak dit bietjie meer interessant en eintlik kompleks op 'n manier. Simon had eventually came up with the concept of the SAS uniform, and his direct reference was the siege on the Iranian embassy in London in the 1980s. And so he found a book which Petra found in Lafras's apartment. The cover of the book became very much the uniform we then ended up with. I mean, the mask was something which Simon was particularly keen on getting right, and so that was the challenging part of the costume. Die gasmaskers was een van die mees stresvolle dele van die hele skiet was hierdie S10 gasmasker. Ek wou hê dit moet lyk soos insekte, want ons het vir my regtig nog iets interessant omtrent die Britse SAS in 1980. Want dit lyk soos hierdie insekmense. En ons is dood agter hulle oë. So dit weerspieël Lafras se donker kant. En het was epic om my maskers te kry, want dit bestaan nie in die land nie. Ek kan dit nie kry nie, en ons het oornag koerier. Het was 'n storie en ons het 'n halfuur voor die tyd. Eintlik net ons begin skiet, toe kom dit daar aan. Dit was 'n wonderwerk. 36 hours van halfpad op in die UK. Hy's parking in half an hour. Yes. Hierdie eienaardige mag in Lafras se kop en hoe hulle lyk was 100% Simon se idee en vir my was dit verskriklik belangrik. Toe Simon my die slag sê, dit is hoe hulle moet lyk. Toe dog ek, nou sit dit 2015 movie. Nou word die 40-30 jaar oude teks vir die eerste keer 2015 toegetrek. Peloton, lê aan! Peloton!